So in hierdie video gaan ons net gou 'n paar voorbeelde doen van vragies wat deurgekom het vir die vraestel 1. Okay, so kom ons kyk gou. Eers gee hulle vir my hierdie ouetjie en hulle sê vir my dis 'n derde graadse funksie. Dan vra hulle vir my bepaal die waarde van A, B, C en D. So wat ek hierso sien, die eerste ding wat ek dadelik kan sien, is hulle gee vir my die waarde vir D, want ek weet dit represent my y-afsnit. So dadelik kan ek al klaar gaan sê, okay, ek weet hierdie waarde vir D is 3. So ek kan dit sommer al klaar gaan insit. Okay, nou wat hulle vir my gee. Hulle gee vir my daarom 'n draaipunt, which is nice. So daarmee kan ek daarom met my eerste afgeleide gaan werk, maar dit is nou nog nie regtig van so aard dat dit my verskriklik baie gaan help nie, want die res van hulle gee vir my 'n x-afsnit. So daar is twee maniere om hierdie ding te doen. Kom ons kyk gou. As hulle vir my 2 draaipunte gegee het, ja, dan is dit super maklik. Okay, kom ons kyk wat ons kan doen. Die formaat wat hulle op hom vir my gee, is hulle gee vir my 2 tegnies 3 x-afsnitte. So jy kan hierdie hele ouetjie bietjie anderster gaan skryf en jy kan hom eintlik gaan skryf om te sê f van x is gelyk aan a. Ons weet nie wat my waarde vir a is nie. En dan kan ons hom gaan sit as x minus 1, want daar is mos 'n 1, so x minus 1 oordat dit 'n draaipunt is, weet ek mos dit represent 2 van my x-afsnitte. En dan kan ek hierso gaan sê x minus 2. So dis die metode wat ek hier sal volg. Hoor dis my x-afsnitte en ons weet hierdie verteenwoordig 'n draaipunt. So wat ek nou sal doen is ek sal letterlik net eers vir my 'n paar hakies gaan uitmaal. En onthou ek het vir julle gesê, wanneer jy gaan hakies uitmaal, begin altyd eers aan die agterkant. Dis net soveel veiliger om dit te doen. So ek gaan hom gaan skryf as A, dan gaan maal ek hierdie 2 hakies uit. Ek gaan julle los om hakies te gaan uitmaak, glo julle weet hoe om dit te doen. Jy kry hom as x² minus 3x plus 2. En nou gaan maal ek daai 2 hakies uit, dan kry ek hom as A in hakies x tot die mag 3, as jy nou gaan appels en pere ook by mekaar dan vereenvoudig, kry ek minus 4x² plus 5x minus 2. Okay, kyk wat gee dit nou vir my, né? Wanneer jy nou jou A gaan inmaal, né? Dan gaan hy mos nou hier voor hulle almal gaan staan. Right, ons weet A is 'n konstante. En ek weet, as jy gaan mooi redeneer, né? Hierdie konstante weet ek mos moet 3 wees. Daai laaste getalletjie weet ek moet eintlik 3 wees. So wanneer ek my A gaan inmaal, so dis die vinnigste manier dink ek om vir A te kry wat ek sal gaan volg, is om te sê ek weet wanneer ek hierdie A gaan inmaal en ek gaan sê minus 2 maal met A, so minus 2A, weet ek moet gelyk wees aan 3, want ek weet dit gaan my konstante term gee, daar is hy. Dis min dat hulle hom vir jou so moeilik sal vra, maar dan kry ek my waarde vir A ten minste as minus 3 op 2. So daar is baie maniere om hierdie voorbeeld te doen, dis maar net die metode wat ek van hou. Okay, so nou dat ek my waarde het vir A, nou kan ek hom net gaan incheck daar, want ek kan nou gaan sê, okay, minus 3 op 2, dis my waarde vir A, dan kry ek x tot die mag 3 minus 4x² plus 5x minus 2, en nou gaan maal ek mos nou net my waarde vir A in, en as jy dit gaan doen, dan kry jy 'n pragtige vergelyking wat vir my sê, y of f van x is gelyk aan minus 3 op 2 x tot die mag 3 plus 6 x² minus 15 op 2x plus 3. En as jy nie seker is nie, kan jy actually hierdie ding weer van vooraf gaan faktoriseer. Julle met die fancy calculators, jy kan actually net gaan sê mod 54, om te gaan kyk, gee dit wel weer my 2x afsnitte, en dan weet ek is reg. Alright, en dis hoe ek hierdie sal doen. Okay, so nommer 2, dit is in November van 2024 vraagie. Dit was actually in die graad 11 vraestel gewees. Dit is definitief een van my gunstelinge. So, ons kan sien hier werk ons met my hyperbool. En julle weet, die eerste ding wat jy dadelik gaan doen met jou hyperbool, is jy gaan werk met jou asymptote. Maar die probleem is, ek het nie nou my asymptote nie, hulle het niks vir my gegee nie. Wat hulle wel vir my gegee het,
is hulle gee vir my net my 2 simmetrieasse. So ons gaan nie die hele ding doen nie, ek wil net hê julle moet at least weet wat om te doen wanneer hulle vir jou daai gee. So om met dit te gaan werk, nee, kyk gou hoe cool is dit. Wanneer jy hoor die lyne van simmetrie of die simmetrieasse, ek gaan dit dadelik my boontjie neerskryf. En onthou ek het vir julle gesê, 'n mens kry 2 boontjies, die een met die positiewe gradiënt en die een met die negatiewe gradiënt. As jy nie seker is nie, gaan kyk weer die video oor die hiperbool. So my boontjie met die positiewe gradiënt kan ek gaan skryf as x plus p, dis wat daar so staan, plus q. Okay? Dis die een met die positiewe gradiënt. En dan as ek hom gaan skryf in terme van die x en die p en die q met die negatiewe gradiënt, dan kan jy hom gaan skryf om te sê y is gelyk aan minus hakkie x plus p plus q, dis mos hoe my boontjie werk. Dan kan ek gaan sê, so y is gelyk aan minus x minus p plus q. Okay, so nou wat ek gaan doen, ek het nou 2 vergelykings. Ek het hierdie enetjie wat die simmetrie lyn voorstel met 'n positiewe gradiënt en hulle het vir my gegee, daar is die een met die positiewe gradiënt. Hulle sê vir my, y is gelyk aan x minus 2 is die een met die positiewe gradiënt en dan sê hulle ook vir my, y is gelyk aan minus x plus 4 is die simmetrielyn met die negatiewe gradiënt. En al wat jy nou gaan doen is jy gaan hierdie gelyktydig oplos. Okay, so wat ek gaan doen hierso, ek gaan werk met my positiewe gradiënt een eerste, is maar die maklikste. So as hierdie al 2 y is, dan kan 'n mens mos gaan sê x plus p plus q, want dis mos wat my boontjie, hoe ek my boontjie gekry het, is dieselfde as die een met die positiewe gradiënt, die simmetrielyn met die positiewe gradiënt. Dan gaan ek my x oorvat en dan gaan my x uitkanselleer, dan kry ek p plus q is gelyk aan minus 2. En daar is my een vergelyking wat ek dan kan gelyktydig oplos, nadat ek met hierdie een gaan werk het. Nou weet ek weer 2 waardes vir y, so ek kan gaan sê minus x minus p plus q. Ek weet dit moet dieselfde wees as hierdie ene, minus x plus 4. Hierso werk dit dieselfde, ek vat my x oor, ek plus hom, so ek kry minus p plus q is gelyk aan 4. En dis die 2 vergelykings wat ek nou gaan gelyktydig oplos, daai 2. So ek glo julle weet nou hoe om 2 vergelykings gelyktydig op te los. Ek gaan hierdie enetjie sommer skryf, ek gaan vir q 'n ander naam gee, dan sê ek hierso q is gelyk aan minus 2 minus p. So ek gaan dit sommer doen en dan gaan ek hom daar gaan instel. So ek sê minus p plus en dan my waarde vir q het ek mos nou as 'n minus 2 minus p. Daar was daar met enigiets anders hakkies asseblief. En ons weet dit is gelyk aan 4. Dan kry ek minus 2p is gelyk aan daai netjie gaan oor, hy word 'n 6. Dan kry ek my p as minus 3. En al wat ek dan nou verder gaan doen, hulle sê vir my wel bewys p is minus 3. En kyk gou nice is dit, ons het my p as minus 3. En al wat ek nou doen vir my q, om nou verder te vat, ek kort nou net my antwoord vir q, so ek vat hierdie p en ek check hom letterlik net weer in een van my vergelykings en ek gaan hom sommer daar in check. Dan kry ek q is gelyk aan minus 2 minus en p se waarde is mos nou minus 3. So daar so staan q is gelyk aan minus 2 plus 3, so ek kry my antwoord vir q as 1. En daar het ek hom gedoen. Alright, so nou wil ons hierdie ding nou verder kan gaan skryf. Nou weet ek kan hom gaan skryf as f van x is gelyk aan negatief 3 bo op x minus 3 plus 1. Op grond van dit kan jy pretty much al alles doen. Jy weet dadelik wat gaan my asymptote wees. Gaan kyk weer die video van die hiperbool. Ek weet wat my x-afsnit kan ek gaan uitwerk. Ek kan my definisie en waardeversameling en alles volgens dit gaan kry. Alright. Die volgende enetjie. Hier gee hulle vir my 'n interessante vraagie. Hulle sê vir my, okay, hier is x tot die mag 3 plus 4x kwadraat minus 7x minus 10. Hulle sê skryf die y-afsnit van f neer, dadelik kan ek sien, ons weet dit, is 'n lekker maklik enetjie. Hulle gee hom vir my om te sê my y-afsnit, x is 0 en y is minus 10. Okay, so ons het hom. Nou sê hulle vir my, toon dat 2 'n wortel van die vergelyking f van x is gelyk aan 0 is. Onthou, wanneer iets 'n wortel is, al wat dit vir my sê is, wanneer jy hom gaan incheck, en onthou, dis baie belangrik, wanneer jy die hakkie is 'n faktor, onthou, die hakkie is die faktor, die wortel is die actual getal, dis my actual x-afsnit. So hulle sê vir my, toon dat die wortel
wat 'n 2 is, of dat 2 'n wortel is. Al wat dit vir my sê is, wanneer ek 2 daar gaan inchak, oral in X se plek kry ek 2, sit ek 'n 2 en dan gaan my antwoord 0 wees. So jy gaan sê letterlik vir hulle, okay, ek gaan wys dat f van 2, en dan gaan wys jy vir hulle wat jy gaan doen, 2 tot die mag 3 plus 4, maal met 'n 2 tot die mag 2, minus 7, maal met 2, minus 10, en dan kan ek sien, my antwoord daar is 0. En oordat dit 0 is, kan ek sê dit is 'n wortel. As hulle vir my gevra het, wys dat dit 'n faktor is, met 'n faktor sou hulle vir my dit in 'n hakkie gegee het. Daai is 'n faktor, so sê net maar hulle vra, wys dat x minus 2 'n faktor is. Die faktor is in die hakkie, dit beteken dat 2 is die wortel. Alright. En dan het ons hom bewys. Nou vra hulle vir my, faktoriseer vervolgens volledig daai. So hulle is eintlik nice en hulle sê vir my, okay, weet jy wat? Ons het daarom nou al klaar vir jou een getalletjie gegee. Eintlik het ons nou al vir jou gesê wat ons graag wil hê buite my worteltjie moet staan, buite daai met jou sintetiese deling, buite die blokkie. So hulle sê, ek wil hê daar moet 'n 2 staan, dan teken jy jou blokkie. As jy nie hierdie kan doen nie, gaan kyk die video oor sintetiese deling. Dan weet ek my volgordes gaan wees 1x tot die mag 3, 4x kwadraat minus 7x minus 10. En dan my metode is jy bring hom ons af en dan maal ek, 2 maal met 1 is 2 en dan plus jy. En dan sê ek 2 maal met 6 is 12 en dan plus jy. Dan sê ek minus 7 plus 12 is 5 en dan 2 maal met 5 is 10 en dan kry jy 0. Alright, so wat ons nou gaan doen om verder te faktoriseer, hierdie wortel gaan sit ek nou weer terug as 'n faktor, dis 'n x minus 2, en hierdie ouetjie kan ek gaan faktoriseer, dit is x kwadraat plus 6x plus 5. En dit kan ek nou weer gaan faktoriseer in my 3 worteltjies wat vir my x minus 2, x plus 5 en 'n x plus 1 gee. So ek weet nou al my x-afsnitte is minus 1, minus 5 en 2. Daai gee my x-afsnitte. Okay. Hulle vra nou vir my, indien dit verder gegee word dat die koördinate van die draaipunte naaste by dit is, so hulle super nice, hulle gee dit vir my, dan moet ek nou vir 3 punte skets gaan teken. Okay, so kom ons kyk wat ons kan doen. Ek gaan teken my sketsie, ek merk altyd eers wat ek het. Ek weet my y-afsnit is minus 10, so ek sal my y-afsnit hier somewhere gaan maak as 'n minus 10. Okay, kom ons kyk gaan. Hy is en maar hierso, minus 10. Nou weet ek het my x-afsnitte, het ons gesê is 2, minus 5 en minus 1. So as hier minus 5 is, minus 1 en 2. En as ek na my formaat kyk oor dat daai positief is, weet ek dit gaan mos 'n smiley wees, en dan so dit gaan my vorm wees, so dis wat ek weet. En dan moet ek net my draaipunte gaan invoeg. My draaipunte, hulle sê is 0,7 minus 12,6. So 0,7 en minus 12,6 is omtrent hierso somewhere. Nou my ander draaipunt is minus 3,4. Hy is omtrent daar en dit is 20,8 is my y-waarde. En nou moet ek net my draaipuntjies en my x-afsnitte connect. Dis 'n draaipunt, x-afsnit. Daar sy draaipunt, x-afsnit. En dis hoe ek hom gaan teken. Hy moet net my y-afsnit met 'n minus 10 wees en ek het my x-afsnitte. En is dit. Okay. Nou vra hulle vir my, gebruik nou jou grafiek om die waardes van x te bepaal, waarvoor dit. So, jy kan jou grafiek bepaal, maar ek hou van die wiskundige manier ook. Jy kan altyd metodes gebruik. Maar hulle vra vir my om my grafiek te bepaal, dis maar net want jy kan dit met jou grafiek doen. So, as ek het nou doen volgens my grafiek, sê hulle vir my eerste afgeleide kleiner as 0. Met ander woorde, waar is hy dalend? So in die opsomming het ek baie mooi vir julle gesê, daar waar hy dalend is, hier is my grafiek dalend. Dis daai stukkie. So jy kan sien, dit is tussen hierdie x-waarde en daai x-waarde. En dan gaan skryf ek dit, ons weet hoe om x te definieer tussen twee goed. Jy skryf die linkerkant, dit was 'n 3,4. Jy skryf die regterkant, my x-waarde was 0,7, jy sit x in die middel en altyd twee kleiner astekentjies. Dit verteenwoordig nou waar x tussen hierdie twee getalletjies is. Onthou, dit gaan in terme van x en ons het mos gesê wat hierdie x se draaipunt het ons mos as minus 3,4 en hierdie x se draaipunt het ons as 0,7. So dis waar dit vandaan kom. Verder wat jy kan doen is jy kan letterlik gaan in die eerste afgeleide kleiner as 0. Okay, nou sê hulle vir my,
Gebruik jou grafiek om die waarde van x te bepaal waarvoor die gradiënt van 'n raaklyn aan f 'n minimum is. Alright, julle moet hierdie een ken. Jy weet, dit is my buigpunt. Die gradiënt van 'n raaklyn is minimum by my buigpunt. Hulle hoef nie te sê my buigpunt nie. So, twee maniere wat jy kan jou buigpunt bepaal, is of om te sê, jy vat jou tweede afgeleide is gelyk aan 0, of wat jy kan gaan doen, wat hulle dan nou eintlik vir my ook, nou, wat jy kan gaan doen, is ons weet mos, dit gaan tussen my twee draaipunte wees. So dis wat hulle bedoel om te sê, jy moet jou grafiek bepaal, of gebruik. So wat jy kan gaan doen as jy jou grafiek wil gebruik, ons weet my buigpunt gaan wees tussen my twee x-waardes van my draaipunt. So ek hou daarvan om ons te gaan sê, ek vat die verste x, plus die ander verste x gedeel deur 2 om in die middel te kom. Dan kry ek minus 3.4 plus 0.7 en ek gaan deel dit deur 2 en dan kry ek minus 1,35. Alright, so mens kan dit so gaan doen, maar anderster wat jy kan gaan doen is om net te gaan sê, right, jy vat jou tweede afgeleide is gelyk aan 0, my tweede afgeleide, so kom ons werk gou my eerste afgeleide, het ek gekry as 3x² plus 8x minus 7. Dan sê hulle vir my, right, my tweede afgeleide kry ek as 6x plus 8 en ek wil weet waar is dit gelyk aan 0, so ek sê 6x is gelyk aan minus 8, so x is gelyk aan minus 8 gedeel deur 6 en dit gee vir my 'n minus 4/3. So nou kan julle sien, gebruik eerder die wiskundige formule. Ek hou baie meer daarvan. Alright. Die rede hoekom hierdie twee nie nou presies uitwerk nie, ons kry hierso mos nou is gelyk aan minus 1,33, né? So die rede hoekom die twee nie presies uitwerk nie, is wanneer ons die bo gaan werk het ons mos om net verste x plus verste x. Dit is maar net, want hulle het vir my hier gesê, dit word gegee dat die draaipunte naasten by dit is. Hulle het gewoord naasten by gebruik, so dit was nie die presiese draaipunte nie. So as jy die presiese draaipunte gaan kry het, en jy het jou eerste afgeleide gaan gelykstel aan 0, dan sal jy sien, hulle het lelik af, of nie lelik nie, maar daar is afgerond. Dis hoekom dit nie presies uitwerk nie. Okay, maar weer eens, hoe mens gewoonlik as jy self jou draaipunte gaan uitwerk het, jy kan maar weet, my buigpunt is tussen my twee draaipunte, en dan ek hou maar nog steeds meer van my wiskunde, my formule is om te sê, tweede afgeleide is gelyk aan 0. Nou vra hulle die volgende enetjie vir 3 punte, ek wil weet, waar is my eerste afgeleide, hier vra hulle, waar is my eerste afgeleide, maal met my tweede afgeleide, kleiner of gelyk aan 0. Okay, so kom ons redeneer om net eers uit wat hulle eintlik vir my vra. Daar is 'n video oor dit. Hulle vra vir my, waar is my 1, wat ook al daai is, maal met 'n ander 1, kleiner of gelyk aan 0. So as ek my antwoord kleiner is as 0, is my antwoord 'n negatief. So ek wil weet, waar maal ek die twee met mekaar, so watter twee tekens maal ek met mekaar, om 'n negatief te kry. Dis 'n minus maal met 'n plus, of 'n plus maal met 'n minus. Dan weet ek my antwoord is 'n negatief. Okay, so kom ons gaan kyk gou eers. Ek weet hierdie gedeelte, dis nou waar dit so handig inkom, ek het dit mooi in julle opsommings gesit, om te sê, ek weet die draaipunt van die 1 word die x-afsnit van sy afgeleide. So, as ek hierdie ouetjie het, en ek het nou my buigpunt, het ek as minus 1,33, met ander woorde minus 4/3. So, hy is omtrent, daar is my buigpunt omtrent, minus 4/3. Okay, so ek gaan in blou, gaan ek gou hierso teken, so die x-afsnitte, kyk gou hoe mooi werk dit, nee? Die x-afsnitte van my parabool is die draaipunt van daai enetjie, okay? En die buigpunt is die draaipunt, right? So ek kan hom so lank gaan teken, dit is my, so hy is my x-afsnit gaan daar wees, en my draaipunt gaan somewhere daar wees. So dis omtrent hoe dit gaan werk, alright. Okay, so hy gaan somewhere soos daai lyk. Nou, volgende vra hulle vir my, okay, wel, ek wil nou weet, die reguit lyn, nou weet ek hierdie draaipunt, dis die draaipunt, word die volgende een se x-afsnit. So hy gaan somewhere loop ietsie soos daai. Ek weet die buigpunt
word die ander een se x-afsnit, my reguitlyn se x-afsnit. Okay, so nou vra hulle eintlik vir my, waar maal ek die bloue en die pinke, laat ek dan 'n minus kry. So kom ons vat gou eers die pinke. Hierdie is minus, 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 plus, 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 plus. Dan gaan kyk ek hier in die onderkant, ek het 'n plus, 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 minus, 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 plus, 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 plus. So alles bo die lyn is mos nou 'n plus en alles onder die lyn is 'n minus. So nou vat ek my liniaal en dan gaan kyk ek gou, okay, wat ek kan gaan maal. Hoe werk hierdie nou? Is om te gaan sê, okay, hier kan ek sê, hier werk ek met 'n plus en 'n minus. Ek hou daarvan. Ek wil werk met 'n plus en 'n minus. Hieronder, nou werk ek met 'n minus en 'n minus, ek worry nie daaroor nie, minus, 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 ek worry nie daaroor nie. Nou beweeg ek aan. Hier het ek weer, so van hier af het ek weer 'n plus en 'n minus, plus en 'n minus, plus en 'n minus, tot en met daar. So die twee dele wat ek oor worry, is om te gaan sê, okay, ek sien hierdie stukkie, daai stukkie, kan ek gaan sien het my pink enetjie, tot en met daar. Daar is my pinke onder die lyn en my bloue bo die lyn. So ek worry oor hierdie twee stukkies. Dis die twee waardes wat ek gaan definieer. So om hulle te gaan definieer, hierdie eerste stukkie, kan ek gaan sien, x gaan links van die minus 3 op 4. So ek sal hom gaan sê, x is kleiner, en hulle het vir my gevra groot kleiner en gelyk aan. So x is kleiner of gelyk aan minus 3 op 4. Minus 3,4, sorry. Dit is my een antwoord. Of dan kan ek gaan sê, okay, of hy gaan tussen hierdie twee gedeeltes. So dit gaan dan my draaipunt wees, my buigpunt. So dan kan ek gaan sê, ek skryf my buigpunt, en dit is dan die 0,7, x in die middel, en altyd twee kleiner as tekenkies, en dan skryf jy die woordjie of daartussen. So dis hoe ek hierdie gaan doen. Dit is daai antwoord vir die laaste, en hy het twee gedeeltes waar ek toe het in mekaar maal, en my antwoord is 'n minus. Okay, bietjie 'n mooier vraagie daai. Volgende. Kom ons kyk eers bietjie na 'n makliker polinoom. So wat ek hier sal gaan doen met die volgende ene, bietjie 'n mooier polinoom. Sê vir my, okay, ek moet nou vir x oplos. Okay, so wat ek hier gaan doen, is ek gaan mout 54, sodat ek 'n getalletjie kan kry. Of wat jy gaan doen, is jy gaan speel met jou calculator, totdat jy 'n getal kry, wat jy in x se plek kan sit, sodat my antwoord 'n 0 is. Ek gaan sommer die getalletjie 2 gebruik. Nou gebruik ek my sintetiese deling. So ek sê 1x tot die mag 3, daar's nie 'n x kwadraat nie, so jy moet dan vir my 'n 0 gaan sit, hy moet 'n plekkie hou. Dan het ek minus 7x en ek het 'n 6. Ek bring hierdie 1 af, dan sê ek 2 maal met 1 is 2, 0 plus 2 is 2. 2 maal met 2 is 4, minus 7 plus 4 is minus 3. 2 maal met minus 3 is minus 6, en dan sit ek my 0. As daar nie 'n 0 is nie, dan weet jy is verkeerd. So nou kan ek hom as sy faktor gaan skryf, wat vir my sê x minus 2, en nou gaan sit ek hom as 1x kwadraat plus 2x minus 3. En jy hierdie enetjie kan jy gaan faktoriseer. Ek het 'n 3 en 'n 1 met 'n x en 'n x, tekensverskil, grootste enetjie kry 'n plus, en dan kry ek 'n minus daar. So ek kry my x-afsnitte as x is gelyk aan 2, of x is gelyk aan 1, of x is gelyk aan minus 3. Alright, en daar is hy gefaktoriseer. Okay, so wat ons nou hier sal sien is, hulle sê vir my, okay, wel ek het al klaar twee van die faktore. Ek kan dit so lank daar gaan sit, x minus 1, x plus 2, dis klaar twee faktore. Oordat ek weet dis 'n derde graadse funksie, weet ek daar gaan 'n derde hakkie wees. Nou tegnies is daar 'n a, want hulle sê vir my a is 1. So ek hoef nie eintlik 'n getalletjie daarvoor te hê nie. So ek gaan hom sommer net 'n k noem. So nou wat jy gaan doen is, ek gaan sommer my hakkies gaan uitmaal. Hierdie eerste twee. Dan wat jy gaan kry is om te sê x kwadraat plus 2x minus x gee vir my plus x minus 2 en dit maal met x plus k. En kyk gou cool is hierdie, né? Jy weet, as ek gaan sê x maal x, moet dit vir my 'n x tot die mag 3 gee. En my laaste twee terme, minus 2 maal met die k. Dit gaan mos vir my konstante faktor moet gee, my konstante term van 6. So ek kry my k hierso as 'n negatief 3. So jy kan gaan kyk, as ek hierdie ouetjie nou gaan vervang met 'n negatief 3, en jy gaan maal jou hakkies uit,
dan gaan jy kom by daai gedeelte en dan kan jy baie vinnig sien wat is die waarde van A, B en ja, dis wat ons moes bepaal, waarde van A en B. Okay, volgende enetjie. Kom ons doen gou 'n lekker hiperbool. Okay, so kom ons gaan kyk gou hierso wat hulle nou vir my gee. Hulle gee vir my 'n hiperbool daarso en hulle gee vir my die reguit lyn. Nee, hulle gee vir my die parabool. Sorry, dis 'n parabool daai. So ek gaan hulle so lank sommer met kleurmerk. Ek kan my hiperbooltjie gaan ek pers maak. En ons gaan highlight hom pers. Dis my hiperbool. Daar's my hiperbool, mooi pers. En my hiperbooltjie mooi pers. En dan gaan ek sommer dadelik my asymptote ook inteken, want onthou jy weet jy begin met 'n hiperbool altyd met jou asymptote. Right, dan gaan ek 'n pink enetjie maak. Kom ons maak my parabool die pink ene, daar is hy. En dan weet ek dit is daar. Okay, so nou het ek 'n paar goed wat ek kan gaan doen. Hulle vra vir my, geef my die koördinate van D, die draaipunt van G. Ek ken my leerwerk, daarom weet ek waar my draaipunt is. Ek kan dit sommer net sien. Jy weet jou draaipunt is -2, -8. -2, -8. Nou vra hulle vir my, skryf die vergelykings van die asymptote van F neer. Die asymptote van my hiperbool, ek weet mos nou, dit gaan oor daai gedeeltetjie. So ek weet my asymptote sê x is gelyk aan -2 en y is gelyk aan 1. Dis die ouetjies met wie jy nie wil gaan dans nie. Right, as jy nou by die stokkie inkom. So dit is nou, right, so ons weet, ons werk met 'n y is 1. Ek gaan my asymptoot so lank merk en x is -2. Ek gaan hom ook so lank merk. Nou vra hulle vir my, bepaal die waarde van A. So om die waarde van A te doen, ek gaan nie al hierdie vrae doen nie, ons het al baie sulke voorbeelde gedoen, is om te sê, jy kan eintlik letterlik net 'n koördinaat gaan instel. Right, jy kan, wel, hulle het 'n klomp ander koördinate ook vir my gegee, so ek gaan 10 net soos daai koördinaat gaan instel, want hy gaan deur my oorsprong. Okay, so as ek 'n koördinaat gaan instel, ek sal 10 soos ek sê, om net gaan instel my oorsprong, dan gaan jy vir A kry as 2. Okay, die vraag was by die einde, so ek wil net so lank daar kom. Hulle vra vir my, bereken die lengte van OA, dis my volgende vraag. Die lengte van OA, so met ander woorde, ek het my 2 x-afsnitte nodig. Julle weet nou hoe mense x-afsnit kry, as jy gaan maal die hakies uit, baie mooi uit mekaar uit, met mekaar, en dan kan ek of gaan sê, y is 0, ja, dis hoe ons hom gaan doen, dis wat ek sal doen, om te gaan sê, x-afsnit, y is 0. So, jy kan ook gaan sien, daai stukkie is -2, oordat hy -2 is, en hy is by my draaipunt, nee, beteken dit, ek kan sien, okay, so hy het 2 eenhede geloop, so hy moet 2 eenhede sien toe loop. So as hierdie koördinaat 0 is, weet ek hierdie koördinaat is -4, want dit is 'n simmetrie as. So ek kan al klaar sien, OA is 4 eenhede. Okay, nou wat hulle doen is die range, met ander woorde my waardeversameling van F, so waardeversameling van die pers 1. Ons weet, ons werk nou met my y, so my waardeversameling gaan wees y is 'n element van reële getalle, maar y is net nie gelyk aan 1 nie, en julle kan die video van die hiperbool weer kyk. Okay, nou vra hulle vir my die vergelyking van die simmetrie as met 'n negatiewe gradiënt. Dit is my boontjie, ons is nou al deur die boontjie, so y is gelyk aan negatief in hakies x plus 2 plus 1, dan gaan maal ek my hakies uit, en dan gaan jy hom kry as y is gelyk aan -x -2 plus 1, so y is gelyk aan -x minus 1. Daar is die vergelyking van daai ene. Okay, nou gaan ons 'n bietjie verder gaan, nou kyk ons, en nou gaan ons, en hulle vra nou vir my, okay, 4.4, vir watter waardes van x is g van x kleiner as 0? So kom ons sit hom net in 'n taal wat almal verstaan. G is die pink ene, so hulle vra eintlik hier vir my, waar is my pink 1 kleiner as 0? Met ander woorde, waar is my pink 1 onder die lyn? Okay, so waar hy onder die lyn is, vir watter waardes van x, hierso is my pink enetjie onder die lyn. Julle weet hoe om te definieer tussen twee goed, so ek weet, ek kan gaan skryf my -4, my 0, x in die middel, en altyd 2 kleiner as tekentjies. Maak dit seker of vra hulle kleiner as 0, of kleiner en gelyk aan 0. In hierdie geval, kleiner as 0, boom, so daar is my antwoord.
En dan die laaste tweekies, hulle vra hier vir my, right? Waar is g van x maal met f van x groter of gelyk aan 0? So, dit is een van daai wat sê, right, waar gaan ek twee goed met mekaar maal, waar my antwoord 'n positief is? Ok, g van x maal met f van x groter of gelyk aan 0. So, ek wil weet, as ek my twee goed mekaar maal, my antwoord is 'n plus. Dit gaan wees 'n plus maal met 'n plus, of dit gaan wees 'n minus maal met 'n minus. Dis hoe ek 'n antwoord kry wat 'n positief is. So, nou gaan merk ek, my pink een is plus, 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 onthou enigiets bo die lyn is 'n plus. Daar is 'n video oor hierdie ook. Right. En dan my pers enetjie is plus, plus, hy is oral hier plus. En hier is hy minus, 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 en daar is hy bo die lyn plus, plus, plus. So ek worry nou net oor die dele waar dit plus en plus of minus en minus is. So kom ons kyk. Ek worry wel oor, kom ons kyk, hierdie stukkie, ja, hier is hulle almal plus, 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 tot en met daar. So ek worry oor hierdie stukkie aan die linkerkant. Regs van hom werk ek met 'n plus, minus, plus, minus, plus, minus. Hierso werk ek nou weer minus en minus. So ek worry oor hierdie stukkie. En dan regs van dit is weer plus, plus, plus. So ek worry oor daai hele stuk. Ok. So hoe ons dit nou gaan doen, hierdie eerste stukkie definieer ek om te sê, alright, dit is links van die minus 4. So ek kan gaan sê, wel, ok, x is kleiner en hulle sê groter en gelyk aan 0. So x is kleiner of gelyk aan die minus 4 want hy gaan links van die minus 4 en dan sit jy die woordjie of en jy kan sien hy gaan regs van die minus 2. Dan sê jy of x is groter of gelyk aan die 2. Die minus 2, ekskuus. X is groter of gelyk aan die minus 2. Right. Wat belangrik is om hier te kyk, maak seker, nee, as hulle vir my sê kleiner of gelyk aan, tegnies hierso sal ek nie gaan sê groter of gelyk aan minus 2 nie, want ek weet hy kan nie gelyk wees aan minus 2 nie. Right. Daarom sal ek in hierdie geval sal ek net gaan sê groter as minus 2. Alright. So ek verskil so bietjie met die memo daar, want ek weet hy mag nooit gelyk wees aan my asymptoot nie. Ok, nou sê hulle vir my, ok, bepaal die waardes van k, waarvoor h van x gelyk is aan minus g van x, twee distinct roots with the same sign. Ok, so hulle gaan vra net vir my, bepaal die waardes van k, waarvoor h van x gelyk is minus g van x plus k. Minus g van x, so ek sal letterlik met my minus g van x gaan werk, so minus g van x, sê vir my ek moet my g letterlike minus gaan maak. Dan kry ek hom h van x, ek sal hom dan gaan vat om te sê dit is minus 2 in hakkies x plus 2 kwadraat plus 8, onthou ek het nou gaan maal met my minus en hulle sê vir my plus k. Al wat dit vir my sê is, as ek hierdie enetjie omflip op sy kop, en my draaipunt is nou, x is nog steeds minus 2, maar my y is nou 8. En as ek nou sê, wel ek moet nou iets by hom plus, sodat hy twee wortels gaan hê met dieselfde teken. So kom ons kyk gou wat gebeur, né? As ek hom hierso vat, en jy vat hom boontoe, kan jy sien my x-afsnitte, een gaan positief en een gaan negatief wees. So jy wil hom nie opvat nie. Jy wil hom afvat, sodat hy twee wortels het. So ek kan hom eintlik, as ek hom nog 8 eenhede afvat, dan gaan ek, hulle presies dieselfde x-afsnitte, ek gaan twee wortels hê en al twee is minus 2. So die waarde vir k, dit wat ek hom kan gaan plus, is tussen 0, want nou het hulle, so ek moet hom net kleiner as 0 maak, so as ek hom van 0, net soos bietjie soos 0,1, dan sien ek het ek twee verskillende wortels met dieselfde teken, tot en met 8. So om te sê, ek kan hom 8 eenhede, maar hulle vra vir my plus k, so ek wil hom gaan minus, ek wil eintlik sê, hierso moet sê minus, so ek sal sê die kleinste wat ek hom kan vat, is om te gaan sê, wel, right, jy kan of nou gaan sê, ek het 'n 0, en dan het ek 'n minus 8. So ek hou daarvan om dit te doen, om te sê minus 8 en 0, omdat die linkerkant en dan die regterkant. K is in hierdie geval die middel en altyd twee kleiner as tekenkies. So wat dit vir my sê, is ek sê minus 8 is kleiner as k, is kleiner as 0. So dit sê vir my, as ek hierso sê minus 8, maar onthou hy mag nie presies minus 8 wees nie, dan gaan hy
Ek sluit die minus 8 in nie, so hy gaan net daarbo draai. As ek sê ek minus 8, dan as ek byvoorbeeld sê, okay, minus 5, dan beteken dit ek het hom net 5 eenhede gevat. En as ek sê ek het hom 7 eenhede gevat, of hoe ook al, of 1 eenheid gaan hy nou daarbo wees, so tot en met 0, maar weer eens, ek gaan nie 0 uitsluit nie, ek gaan nie vir 0 insluit nie, so hy mag net onder 0. Daar hy mag nou, solank as wat ek sê, minus en maar 0,5, en ek bring 'n bietjie af, yes, dan gaan hy 2 verskillende wortels hê. So dis hoe ek daai enetjie sal doen. Ok, en dan die laaste enetjie sê hulle hier vir my, hulle gee vir my 'n klomp goed, so ek gaan hierdie hele vraag doen nie, hulle vra vir my die koördinate van D, ons weet D is my draaipunt, jy kan sê eerste afgeleide is 0, of jy kan min B op 2a, so ek kry my draaipunt, x as 2 en y as 8, jy kan dit gaan uitwerk. Maar ons gaan dit nodig hê vir die res, en dan vra hulle vir my 5.1.2, bereken die afstand van DF, hulle gee ons vir my vergelyking van my reguit lyn hierso, so ek weet my x-waarde is 2, dit beteken hierdie y-waarde van f, my x-waarde is 2 en my y-waarde gaan dan minus 4 wees. So my afstand van DF is dan 12 eenhede. Ok, so waar die vraag ingekom het was vir 5.2. Hulle sê vir my vir watter waardes gaan K, gaan hierdie gedeeltetjie 2 positiewe wortels hê. Ok, so hoe mens dit kan gaan doen? 2 positiewe wortels beteken 2 x-afsnitte wat positief is. Ok, so kom ons gaan kyk wat gebeur as ek met hom gaan werk, né? Ons weet my y-afsnit is 'n 6. So kom ons kyk wat gebeur hierson, né? Hulle vra vir my, ek wil 2 positiewe wortels hê. So stem julle saam, wanneer ek hom opvat, my parabool, dan gaan ek heeltyd nog 'n positief en 'n negatief, 'n positief en 'n negatief hê. Maar wanneer ek hom afbring, gaan hy tot en met daar. So jy moet eintlik uitfigure, wat gebeur daar? So hoeveel eenhede kan ek hom afskuif, dat hy tot daar is, want as hy by 0 is, so ek soek 2 positiewe wortels, hy gaan net verby daai. Dan het ek 2 positiewe wortels, so wat ook hierdie y-waarde is, tot en met daai y-waarde. So dit gaan net hierdie klein stukkie wees. So hoe mens dit gaan bereken, as jy gaan kyk na jou y-afsnit. My y-afsnit is tans 6. As ek hom afvat, kan jy sien ek skuif hom 6 eenhede af. So as ek hom net meer as 6 eenhede afskuif, dan is my y-waarde, soos dan gaan my draaipunt, ons weet nou daai draaipunt gaan nou tegnies 2 wees, maar ek het hom 6 eenhede afgeskuif, en as ek hom nou nog verder afskuif tot en met daar. Dit is waaroor dit gaan. Alright, so, ons mag hom nie meer as 8 eenhede afskuif nie, want as ek hom 8 eenhede afskuif, dan lê hy daar, en dan is my draaipunt, dan het ek dieselfde wortel, right, so dit is 1 x-afsnit. So, ek mag hom tussen 6 en 8 eenhede afskuif, want dit sê vir my, as ek hom 7 eenhede byvoorbeeld afskuif, yes, dan loop hy sê nou maar daar. As ek hom net 5 eenhede afskuif, dan is my y-afsnit nog steeds by 1, dan het ek nog steeds 'n negatiewe wortel. Daarom mag jy hom net tussen 6 en 8. So ons weet tussen 6 en 8, hulle vra vir my die waarde van K. So K, en dan is dit altyd 2 kleiner aanstekentjies. So dis hoe ek hierdie gedeeltetjie sal doen. Alright.